Goeiedag, baie dankie dat jy saam luister. Die tema vir ons pitstop vandag is hou die vuur aan die brand. Ons sê so want die wintervakansie lê voor. Ek self gaan op verlof en hierdie is ons laaste pitstop vir die kwartaal. As dit die Here se wil is, sal ons weer na mekaar luister laat in Julie maand. Ons kyk na hierdie tema, hou die vuur aan die brand. Ons vat sommer Hebreërs 10, daai bekende gedeelte wat vir ons sê, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely en laat ons nie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Ons neem dalk 'n breek van 'n pitstop, maar ons moet die vuur aan die brand hou. En God gebruik sy genademiddel om ons vas te hou. Hy wat die goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig. Nou is dit so dat daar baie dinge is wat nie voortgaan in die vakansietyd nie. Maar ons disippelskap, ons koninkryksroeping, ons verheerliking van die naam van die Here deur die vrugte wat ons dra, dit moet elke dag voortgaan. Vakansies is wonderlike tye. Dis een van die genademiddele wat die Here in ons lewe ingewerk het. Alles gaan net so bietjie stadiger, veral as jy iemand is wat kinders in die huis het, of dalk 'n onderwyser wat by 'n skool werk, en mens net 'n tydjie kan vat waar dit rustiger is. Maar partykeer is vakansies ook geestelik gesproke gevaarlike tye, want ons roetine verander, ons slaap later, ons reis rond, ons gewone geestelike gewoontes verskuif maklik na die kantlyn. Daar's nie meer katekisasie waartoe jy moet gaan nie, daar's nie meer baie gemeenteaksies nie. Ag, dis vakansie. Ons gaan ook na die erediens toe nie. Die skrywer van Hebreërs verstaan iets hiervan. En daarom sê hy nie bloot hou vas nie, maar hy wys ons hoe om vas te hou, deur aan die woord van die Here vas te hou. Laat die woord jou rig in hierdie vakansietyd. Of dit nou vir jou vakansietyd is of nie, dis altyd die waarheid. Hou vas in gebed. Praat met God oor alles. Nader hom met 'n dankbare en afhanklike hart. Deur die gemeenskap van gelowiges. Moenie versuim om die eredienste by te woon, soos die Here vir ons leer nie. Loop saam met ander gelowiges die pad, sodat ons mekaar kan bemoedig, ondersteun, dra en mekaar ook verantwoordelik hou, deur saam te aanbid. Kom saam om te aanbid, dit bou die geloof en jou verbondenheid aan Christus se liggaam. So daarom sê die Here vir ons in hierdie gedeelte, hou styf vas. Jou geloofsvuur moet jy aan die brand hou. As jy in die winter 'n kaggel aan die brand wil hou, haal jy tog nie die brandende hout daar uit nie. Jy sit juis nog hout by om die vuur aan die gang te hou. En ons geloofsvuur werk baie dieselfde. Wanneer die gewone strukture van die jaar wegval, het ons nie minder woord of minder gebed of minder gemeente nodig nie. Ons het juis meer nodig. So die woord moet ons voed, gebed moet in ons leef, gemeenskap is iets waarna ons moet soek, om saam te aanbid is iets waarvoor ons moet beywer. Ons het nie minder nodig nou nie, ons het juis meer nodig. Terwyl die veiligheid van ons geestelike ritmes effens verander, moet ons juis meer vashou aan die veiligheid van ons disippelskap roetines saam met die Here waar ons in die geloof groei en hom verheerlik. So kom ons sê, ons maak vir onsself hierdie wintervakansie 'n winterreël. Dis 'n eenvoudige gewoonte wat ons geloofsvuur aan die brand hou. Ons kom by 'n erediens elke Sondag. Maak nie saak waar jy gaan vakansie hou nie. Iewers is daar 'n ware kerk van Jesus Christus waarby jy kan gaan inskakel en saam die Here aanbid. Elke dag deur diep Bybelstudie, ons voed ons geloof deur die woord en ons laat die waarheid van God ons rig en versterk. Elke dag vol gebed. Ons praat met God oor alles. Ons begin ons dag met hom en ons eindig ons dag met hom. En dan sommer 'n ekstra bonus uitdaging. Ten minste een geloofsgesprek per week met iemand anders. Jy kan dit baie meer maak, natuurlik is dit die mees aangewese. Maar deel jou geloof, luister na ander, moedig mekaar aan en bou mekaar op. Hou die vuur aan die brand, nie uit plig nie, maar uit liefde vir die Here, vir wie jy volg en vir wie jy ook aan die brand is. Dus dink aan die Oumasgangers wat sê, het ons nie die vuur in ons gevoel nie. So is ons ook, wanneer ons Here Jesus Christus ons vul deur sy Gees en ons lewe vir hom. Ons neem 'n breek van die pitstop dalk vir 'n tyd lank en 'n paar ander goeters in ons geloofsritmes. Die gemeenskapsprogram vertraag dalk vir 'n paar weke, maar ons disippelskap gaan nie op vakansie nie. Die Here gebruik sy woord, gebed en die gemeenskap van gelowiges om vas te hou, sodat ek en jy die woord gebruik om ons te voed en ons te rig in ons geloofspad, altyd biddende mense sal wees en ook gemeenskap sal soek, mekaar aan te moedig en mekaar te dra. Daarom ons vas ten spyte, nie vas ten spyte van die ritmes nie,
maar ons hou vas deur hierdie ritmes en ons maak dit altyd deel van ons lewe. Of ons op vakansie is en of ons in 'n besige seisoen is, wanneer ook al, ons hou ons vlam aan die brand vir die Here. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dankie dat in ons lewe daar tye van rustiger wees is, dat U dit ook as 'n beginsel in ons lewe inbou, ons loof en ons prys U. Mag gee dat ons sal weet, die vlam moet brand, disippelskap rus nie, ons moet altyd met groot ywer vir U kerk en koninkryk bly werk en bedien, in Jesus se naam. Amen.